Baie welkom by nog 'n saamlees video uit 1 Korintiërs 4. Vandag vers 18 tot 21. Die koninkryk van God bestaan nie uit 'n gepraat nie, maar uit krag. Sommige van julle het verwaand geword, asof julle aangeneem het dat ek nie na julle kom nie. Maar as die Here wil, sal ek binnekort na julle kom. Dan sal ek die verwaandes se krag leer ken en nie net hulle gepraat nie. Want die koninkryk van God bestaan nie uit 'n gepraat nie, maar uit krag. Wat verkies julle? Dat ek met 'n slaanstok na julle kom, of in liefde en 'n gees van sagmoedigheid? Jy hoor in hierdie verse nogal die vaderlike gesindheid, die vaderlike stem van die apostel Paulus, nie waar nie? Die vorige keer vers 15, het Paulus homself beskryf as die geestelike vader van die gemeente. Maar in hierdie verse kom die gesindheid van die gemeente nogal duidelik na vore. Dis asof daar in die gemeente 'n klomp opstroppeles tieners is. 'n Klomp geestelike tieners, wat so arrogant en verwaand geword het, asof, sê Paulus, hulle aangeneem het, dat hy nie na hulle gaan kom nie. Dit is soos 'n klomp tieners wat reken hulle pa gaan nie weet wat hulle doen nie, so hulle kan maar aangaan net soos wat hulle aangaan. Asof die Vader hulle nie gaan berisp nie. En Paulus sê, dit is hoe die gemeente optree. Hulle maak asof Paulus hulle nie gaan berisp nie. Hulle maak asof Paulus nie oor hulle omgee nie, asof Paulus nie weet wat daar aangaan nie. En daarom is hulle verwaand, hulle is arrogant. Hulle gaan so aan soos wat hulle aangaan. Hulle gaan so aan, hulle raak so verwaand, want daar is onder hulle mense wat baie mooi kan praat. En omdat hulle so mooi kan praat, daarom reken hulle dat hulle gearriveer het. Ons het dit ook in vorige verse gesien. Maar hulle trotsheid en hulle verwaandheid is direk gekoppel aan hierdie enkeles in die gemeente wat so goed kan praat. En weer soos ek sê, dit is hierdie gedagte, hierdie idee, wat in elk geval vir my hier uitkom, is die gesindheid van 'n opstroppeles tiener, wat reken, hy kan self sy eie potjie krap, hy weet wat om te doen, hy is reg vir die pad vorentoe, hy het gearriveer. En hy kan eintlik maar aangaan op sy eie manier. Daar is niemand wat oor sy skouer loer nie, daar is niemand wat hom gaan berisp nie, hy is nie meer 'n kind nie, hy is nou mooi groot. En dit is die idee hier. Maar Paulus verseker hulle, dat hy baie binnekort na hulle toe sal kom. Hy gaan na hulle toe kom met 'n baie spesifieke doel waarna ons nou gaan kyk, maar dit word alles oorheers deur hierdie frase in vers 19, as die Here dit so wil. So Paulus gaan nie net na hulle toe kom uit woede nie, dis nie sy punt hier nie. Hy sê nie, hy gaan na hulle toe kom om nou met hulle te gaan raas, omdat hy so kwaad is vir hulle nie, maar hy sê, as die Here wil. Dit is en dit bly die gemeente van die Here, so dit word oorheers deur die wil van die Here. Paulus kan dalk verhinder word, die Here kan hom verhinder om te kom. Maar Paulus sal kom as die Here dit wil en op die tyd wat die Here dit wil, want hierdie gemeente is 'n gemeente wat onder die vaderlike toesig van Paulus geplaas is. En daarom wil Paulus ook na hulle toe kom. Paulus wil met hulle praat. Paulus moet hulle dissiplineer, liefdevol dissiplineer en berisp. Hulle kan nie so aangaan op hierdie pad wat hulle is nie. En wat gaan Paulus daar doen? Wat is die rede vir sy besoek? Of althans, wat is die rede vir sy besoek wat hy in die oog het? Hy sê baie duidelik, dan, in ander woorde, as ek na julle toe kom, dan sal ek die verwaandes se krag leer ken, en nie net hulle gepraat nie. So ja, daar is by julle mense wat baie mooi dinge kan sê, op 'n baie mooi manier kan praat. Maar as ek na julle toe kom, sê die apostel, dan gaan ek julle krag leer ken. Dan wil ek by julle agterkom en dan wil ek sien of die krag van God se koninkryk, of die krag van die evangelie van Christus in hierdie gemeente werksaam is. So hy sê, ek hoor julle sê al hierdie mooi goed, maar ek gaan kom kyk of die dade ook daar is. Die koninkryk van God, die evangelie, is nie net goeie woorde nie, is nie net goeie praatjies, mooi praatjies nie. En dit is definitief nie net goeie advies nie. Die koninkryk van God is 'n saak van krag. Nie net 'n lys van moets en moenies nie. Nie net om 'n ding mooi te sê nie. Dis nie net mooi godsdienstige woorde nie. Maar dit gaan oor krag. Die krag om die bose te oorwin.
As die Here se evangelie jou hart getref het, as jy wedergebore is, nuut gemaak is, van bo gebore is, dan is die krag van God in jou werksaam en dit stel jou in staat om soos burgers van God se koninkryk te lewe en met krag die sonde in jou lewe te oorwin. So ons het dit nou al herhaaldelik in hierdie hoofstuk gesien. Die koninkryk van God is nie net mooi woorde nie, dit is 'n lewensveranderende krag. En dit, sê Paulus, is wat hy gaan kom soek wanneer hy daar by hulle is. Hy wil nie net hoor hoe mooi hulle praat nie, hy wil sien dat die krag van God daar is. Vers 20. Die koninkryk van God bestaan nie uit 'n gepraat nie, maar uit krag. Die vraag vir my en jou moenie wees of iemand mooi kan praat en al die regte godsdienstige goed kan sê nie. Daar is waarde daarin dat iemand welsprekend is. Maar die vraag is of die krag van God in ons is. En of die krag van God in ons gemeente werksaam is. Is daar 'n transformasie van jou lewe? Kan ons sien in die lidmate van ons kerk dat hulle gedra soos die ware Christene, soos die Nederlandse geloofsbelijdenis ook sê? Is daar by ons as lidmate van die kerk die kenmerkende gedrag van die lidmate van die ware kerk van Christus? Of is alles maar net mooi woorde? Sê ons maar net die mooi katkesasie rympies op? Of is daar 'n aanpassing van ons gedrag om al hoe meer getransformeer te word, om al hoe meer gehoorsaam te wees aan die Here? Dit sal die toets wees, sê Paulus. En dan in vers 21, dan stel hy aan hulle die vraag: wat verkies julle? Dat ek met 'n slaanstok na julle toe kom, of in liefde en 'n gees van sagmoedigheid? In ander woorde, Paulus sê, dat hy na hulle toe gaan kom, is wat hom betref seker. As die Here dit so wil, dan gaan hy baie binnekort na hulle toe kom, en hy moet na hulle toe kom spesifiek om hulle te dissiplineer. Die vraag is net, hoe gaan hy hulle dissiplineer? Gaan dit wees soos met 'n slaanstok? Gaan dit hard wees? Gaan hy hulle hard moet berispe? Of gaan hulle luister na sy brief? Gaan hulle luister na wat hy hier sê? Gaan hulle hoor wat die apostel van God vir hulle sê, hoe hy hulle berispe en vermaan, sodat hy uiteindelik, wanneer hy na hulle toe kom, dan nie nodig het om hard te praat nie, maar sag en met 'n gees van sagmoedigheid. Dat die gemeente berispe moet word, is duidelik. Die vraag is nou maar net of hulle met 'n harde of sagte dissipline reggehelp gaan word. Die keuse lê by hulle. Wat verkies julle? Gaan julle luister of nie? Kom ons bid saam. Vader, werklik, u woord, u evangelie, u koninkryk is nie net mooi praat nie, is nie net lysies van moet en moenie nie. Dit is nie net godsdienstige taal gebruik nie, maar dit is 'n saak van krag. Vader, help ons om ons eie harte en ons lewens te ondersoek en te vra en te kyk of die transformerende krag van u koninkryk ook in ons lewens en in ons gemeente werksaam is. En as dit nie is nie, gee dat ons gehoor sal gee aan die woord, ook hierdie woorde wat ons vandag gelees het. Gee dat ons nie verwaand sal wees nie, maar dat ons nederig ons sal skik onder die gesag van u woord en ook sal vra dat u ons lewens sal verander soos u dit wil hê. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.